Goed, dan vra ons Dries, of sê ons vir Dries, welkom. En ons gaan luister. Hier is 'n boek wat hy onlangs ook geskryf het, gepubliseer het. Dis ongelukkig net as 'n e-boek beskikbaar, maar ek weet mense lees deesdae meer e-boeke as wat ek. Ek is nog old school, ek hou van harde kopieë. Maar in elk geval, julle kan hoor waaroor dit vanoggend gaan. Ek het vir julle uiteensetting ook daar op die uitdeelstuk wat Dries my gestuur het. Maar dit gaan dan oor die geloof in die lewe hierna. Goed, dankie Dries. Goeiemôre almal. En baie dankie Sakkie vir die geleentheid om hier so by die NAN te praat oor hierdie boek van my Invented Afterlives. En inderdaad, aan die einde van die boek gee ek dan ook erkenning aan 'n paar mense wat hier so sit vir hulle hulp wat hulle my gegee het, onder andere Dion, jouself ook Sakkie. Want ek het vir julle miskien so lank terug het jy dit nie meer kan onthou nie, stukkies van die boek gestuur om op kommentaar te lewer spesifiek Dion die boeddhisme. Het ek voor 'n bietjie gestuur vir sy kommentaar. Ek is eintlik verskriklik opgewonde vanoggend om met julle oor hierdie onderwerp te praat, want ek dink dit is 'n verskriklike interessante onderwerp. Die feit dat ons mense almal met hierdie idees in ons kop rondloop oor hierdie iets wat gaan gebeur met ons nadat ons doodgaan. En jy weet hoe sterk dit eintlik 'n effek het op hoe ons dag tot dag leef en hoe groepe mense eintlik besluite neem. So ek gaan baie dinge sê en jy weet ek sê altyd vir Gerard dat die doel van 'n diskussie of 'n debat is nie altyd om te wen nie, maar soms is dit om te verstaan. En as jy kom ons sê jy skryf 'n verslag vir 'n prokureursfirma, dan begin jy altyd deur te sê sekere feite kan jy nie regtig jy moet dit soort van aanvaar daar sekere dinge is wat jy nie kan van wegkom nie. Kom ons sê jy het nou jou vingerafdrukke is op die mes. Jy moet dit maar net toegee, jy weet, sekere dinge moet jy toegee. Jy kan nie daarvan af wegkom nie. En so sekere van my argumente, jy weet, sal ek sê mense moet maar net toegewings maak, maar ek sê dit nou alles maar ter inleiding tot wat ek nou hierso gaan sê. En jammer vir julle almal wat nou 'n bietjie in die koue moet sit, maar ek hoop ek hoop dit sal julle ten minste jy weet lekker wakker hou. So Invented Afterlives. Kom ek praat 'n bietjie oor hoekom ek hierdie titel gekies het, maar miskien is die subtitel The Bullshit We Believe In. Die ding wat ek meer moet verduidelik as Invented Afterlives. Nou iemand op die NAN groep het vir my gesê en dit is 'n baie billike kommentaar dat jy kan baie sê van 'n skrywer na aanleiding van sy taalgebruik. En jy weet nou ek wil nou nie sê dat julle sleg van my moet dink omdat ek so 'n woord gebruik het nie. Ek gaan eerder probeer vir julle verduidelik hoekom ek so 'n woord gebruik het in my subtitel. En as jy nou vir iemand soos Christina Landman 'n boek sal stuur, jy weet met 'n bietjie van 'n jy weet wat nou nie mooi pas in die godsdienst en so aan en dan sal sy sommer vinnig as sy sê ja, maar die skrywer gebruik swak taal. Jy weet dit is so 'n bietjie om daai ad hominem tipe van ding, jy weet jy bring die skrywer so 'n bietjie af om teen na sy taalgebruik te verwys. So ek moet dan met ander woorde verduidelik wat op die voorblad van hierdie boek aangaan en dit is dan soos jy daar kan sien, dit is die voorblad van die boek soos julle hom sal teekom as julle hom nou op die e-boek platform gaan soek. Ek moes hom ongelukkig as 'n e-boek publiseer want uit die aard van die saak is 'n baie dik boek. En ek gaan vir julle verduidelik hoekom dit ook 'n dik boek is. Dit is 533 bladsye as jy hom sou jy weet as 'n dis 'n stewige boek. Dis amper soos hierdie goed wat jy weet Harari skryf. Dit's 'n dik boek en daar's sterk dele in die boek. So hierdie is die voorblad van die boek Invented Afterlives. En
ek sou sê dis die rede hoekom ek sê invented afterlives is die feit dat dit tog eintlik voor die hand liggend is dat hierdie idees oor die lewe na die dood, daar's nie regtig enige, as ons nou dood eerlik met mekaar is, daar's nie enige bewyse dat daar so iets gaan gebeur nie. Of hoe? Ek meen regtig waar. Hierdie goeters is belaglik. As ons nou maar vir mekaar nou vir 'n oomblik dood eerlik met mekaar is, die kanse, regtig waar, die kanse dat as ons nou gaan doodgaan, gaan ons nou na hierdie, jy weet, paradys toe gaan waar daar riviere van melk gaan wees. Waar gaan die koeie wees? Al die melk gaan maak. Riviere van heuning. Waar gaan die bye vandaan kom met al die melk, die heuning gaan maak? So eintlik as jy nou baie rasioneel daarna kyk, jy weet, onafhanklik nou van al die dinge waar jy mag dalk in geïndoktrineer wees van die kindsbeen af, is dit vergesogte idees. En tog is dit geweldig naby aan die kern van baie mense se menswees, so naby aan hulle kern, dat as jy met hulle begin daaroor praat, raak hulle baie gou op die verdediging. So dis net 'n bietjie om te sê. Nou, okay, die beeld hierso, dit is die Tree of Zakum. The Tree of Zakum. En ek kies the Tree of Zakum want dit is deel van Jahannam, die islamitiese hel. En ek het die Koran van voor tot agter gelees, en dis 'n boek wat omtrent op elke tweede bladsy dreig. Hy dreig die skrywer met die hel. So dit is 'n kern beginsel in Islam om na die hel te verwys en mense te dreig dat hulle in die hel sal brand. En die Tree of Zakum is in die middel van die hel. Staan hierdie boom, hy het vrugte en sy vrugte lyk soos duiwelse koppe. En as jy een van hierdie vrugte sou eet, is dit ryk basies soos die etter wat uit 'n pitseer uitkom. En as jy dit insluk, dan veroorsaak intense krampe in jou maag, nou totdat jou maag oopbars. En hierdie is vlamme, die mense gaan ook brand in die hel. En dan brand hulle velle af, dan kry hulle weer nuwe velle, en dan brand hulle velle weer af. So, en dan ook soos wat inpas met baie van die doktrines oor die hel, is die verwagting dat die meerderheid mense hel toe sal gaan. Dit is redelik 'n algemene siening in van die meeste van die Abrahamiese godsdienste. Nou, die idee oor 'n hel, as jy dink oor die jare terug, het die mensdom eintlik getuister vir honderde en duisende jare lank. Loop arme mense met hierdie idee in hulle kop dat as hulle die dag doodgaan, dan is daar 'n kans dat hulle in die hel gaan beland. En dit is eintlik 'n verskriklike ding wat godsdienste aan die mensdom gedoen het, om hulle bloot te stel aan so 'n ideologie, dat dit nou is wat met jou gaan gebeur. En party ouens het dit so ver gevat, in die Katolieke Kerk, hulle self gesê, as 'n kind nie gedoop word nie, dan sal die kind ook moontlik in die hel beland. So dit het vir ouers natuurlik 'n verskriklike tuistering gewees om hierdie tipe van idees in hulle kop te hê. Nou, die slang is nie deel van die Tree of Zakum nie, maar my ma wat ek gevra het om die Tree of Zakum vir my te teken, sy so 2 jaar terug oorlede. Wel, sy het 'n ander beeld gesien van die Tree of Zakum, en dis eintlik hoe dit vir ons stel is om te lyk, maar ek het aanvanklik, want in islamitiese ideologie is daar nie 'n slang nie. Maar wie ook al hierdie een gemaak het ook 'n slang daarin. En my ma het toe die slang raak gesien, wat ek nie aanvanklik raak gesien het nie, en toe het sy hom natuurlik nou net met sulke kolletjies ingesit. So dit is 'n verwarring wat wie ook al hierdie twee kunstenaars 'n bietjie hulle Christelike ideologie met hulle islamitiese ideologie verwar, en toe daar nou 'n slang in die boom beland. En ek het gedog, ek sal maar die slang daar los, want dit wys tog vir jou hoe mense hierdie goeters mekaar verwar. Natuurlik, Islam het natuurlik hierdie boom geleen by Christelike ideologie, want ons weet Christelike ideologie het 'n boom in die paradys en daar's 'n slang in die boom en so aan. Okay, hulle het nou nie die slang daar nie, maar hulle het ook gedink, okay, ons moet ook,
Wel vir my is dit baie duidelik dat hulle die boom metafoor geleen het uit die Christelike geloof uit. Hulle sal natuurlik sê dat dit nie so is nie. Hulle sal aanvoer dat dit 'n heeltemal 'n onafhanklike ding is. Maar dit is maar 'n ding met die gelowe is, wanneer daar sulke sinkratismes inkom, dan word dit, jy weet, maar altyd gesê, dis eintlik 'n onafhanklike openbaring. Nou, ek kom terug na die subtitel van die boek. Hoekom gebruik ek hierdie lelike woord, the bullshit we believe in? Vir my is dit aan die een kant 'n uitdrukking van my frustrasie met die mensdom, as ek mag. Dat ons regtig waar nou so ver is, dat ons nou al atoombomme kan gooi, dat ons al maan toe kan gaan, maar ons loop so waar as vet nog steeds rond met hierdie idees in ons kop, dat as ons nou eendag doodgaan, dan gaan ons atoompies en goed nie net versmelt met die heelal, en ons watertjies gaan wegdamp, en ons gaan verby wees nie. Ons dring daarop aan dat ons na hierdie verspotte en belaglike en irrasionele plekke toe gaan, waar ons lekker verder gaan voortleef, saam met ons vriende en familie. En dit is vir my 'n frustrerende ding. Want hoekom is ons so arrogant om te dink dat net omdat ons mense is, 'n planeet vol ape wat hier rondhardloop en dink ons is verskriklik slim. Hoekom dink ons is soveel beter as olifante en leeu's en bokke? Hulle moet maar doodgaan, en as hulle doodgaan is alles oukei, hulle is gone, maar as ons doodgaan, dan gaan ons nou na hierdie bizarre plekke toe, en dan gebruik ons dit nou nog verder om mekaar te tuister ook. En ek sal 'n bietjie oor die tuistering daarvan verder ingaan. So, die tweede rede hoekom ek daai subtitel gebruik, is, ek het 'n behoefte om die boek in 'n kategorie te plaas. Ek wil die boek in 'n kategorie plaas wat sonder om doekies om te draai krities is. Ek probeer nie hierso sê, jy weet, soos baie van die boeke wat oor hierdie dinge geskryf is, kom ons probeer 'n bietjie nice wees daarmee, want shame die arme mensies nie. Nie so baie oor Christine Landman se praat nie, maar sy sê ook mos altyd, jy weet, ag, moenie die ou mensies se mooi storieetjies by hulle wegvat nie. Maar dis eintlik bietjie arrogant om te dink net ek is slim en al die ander mense is dom en daarom moet ons maar die mense se ou storieetjies vir hulle los. So my ander rede hoekom ek daai subtitel gebruik is, ek plaas hierdie boek onbetwistelik en sonder onapologeties in 'n kritiese posisie. Hierdie boek is nie daar om te probeer sê, ag shame, hierdie storieetjies is eintlik pragtig en mooi en so aan. Ja, dit is interessant. Dis hoekom ek so lank storie ding geskryf het. Dit is genuine interessant, maar ek is onomwonde krities daarop. En dit is hoekom ek ook daai subtitel gebruik. En die laaste rede, net sodat ek al my redes kan uitreik hierso oor hoekom ek daai spesifieke titel gebruik het, want daar's 'n klein bietjie kommentaar daarop, is dat ek probeer daarmee ook die persoon wat die boek sien bietjie laat skrik. Dit is 'n bekende tegniek in baie verskillende denkstrome en intellektuele strome, is om mense uit hulle outomatistiese denke uit te wakker te laat skrik. En veral, ek meen, die Zen wat ek nogal toevallig ook in die boek 'n bietjie deel mee, gebruik cones, waar hulle 'n soort van 'n stelling maak wat jou 'n soort van, jy weet, net 'n oomblik gee om bietjie te sê, okay, laat ek net, ek kan nie so op die manier, dis maar net nog iets nie. En dit is nog 'n rede hoekom ek dan daai die subtitel gebruik. So dit is 'n bietjie oor die voorblad van die boek en hoekom ek dit so stel, net vir julle inligting. Ander ding wat ek mee teëgekom het is, mense vra my, hoekom het jy nou die boek eintlik geskryf? Jy weet, wat is die punt daarvan? As jy gelowig is, gaan hierdie boek jou nie oortuig om ongelowig te raak nie, en as jy ongelowig is, dan dink jy glo in elk geval nie hierdie goeders nie, so wat is die punt? So weer eens kom ek terug na my punt wat ek net gemaak het, is dit gaan vir my daaroor om te verstaan. Om te verstaan met wat ons mee deel. En as jy nou, kom ons sê, baie navorsing doen, dan verstaan jy ook dat meeste navorsing kom uit 'n theoretical framework uit, of 'n teoretiese raamwerk. En 'n teoretiese raamwerk is soos 'n bril. Dit is 'n bril waaruit jy jou navorsing beskou. En daar's 'n baie groot klomp teoretiese raamwerke daar buite. 'n baie bekende teoretiese raamwerk is byvoorbeeld die wat nou baie algemeen is die
decolonialization theory, okay, of post-colonialization theory. Dit is 'n bepaalde manier hoe jy die wêreld verstaan. Jy verstaan daar was kolonialiste gewees en die ander ouens is gekolonialiseer. Soos 'n raamwerk waarmee jy die wêreld verstaan. Ek bied die boek aan ook as 'n manier om te verstaan dat mense wat uit 'n godsdienstige raamwerk uitkom, beskou die wêreld met 'n bepaalde oogpunt uit, met 'n bepaalde lens. En die mees gekonsentreerde of potent of sterkste vorm van godsdiens is hierdie sieninge oor die lewe na die dood. Dit is die snypunt van godsdiens. Is om te sê, julle ouens gaan hel toe en ons ouens gaan hemel toe. En regtig waar die rede hoekom godsdienste nie met mekaar kan saamleef nie, gaan daaroor dat sekere ouens is in en ander ouens is uit. En daai snypunt is die lewe na die dood. En ek bied dus met ander woorde, daar's baie keuses. Ek probeer die boek aanbied as 'n manier, as 'n bril vir mense om te verstaan wat aangaan. Want ek dink godsdiens word onderwaardeer as 'n faktor in die wêreld en in die politiek. En ek weet nie wie van julle miskien vanoggend nuus gekyk het voordat julle hiernatoe gekom het nie, maar Trump het Amerika het nou die kernfasiliteite van Iran gebom. En natuurlik Iran sê hulle ek weet nie of julle daai dingetjie gesien het van die ou wat sê, you know, we have enriched the uranium to 90%, but it's just going to be used for peaceful. Nou jy het net 5% Iran verryking nodig om 'n kragstasie te bou. Jy het nie 60% of 90%. So dis onbetwyfeld dat die enigste rede hoekom jy Iran so hoog sal verryk soos wat Iran dit gedoen het, is natuurlik uit en uit om 'n kernbom te bou. Nou ek sê die dilemma in die Midde-Ooste. Jy kan dit weer eens uit verskillende raamwerke, theoretical frameworks. Jy kan dit ook uit veral Suid-Afrika hou daarvan om daai Suid-Afrikaanse mense en politici en akademici hou daarvan om die dilemma in die Midde-Ooste uit die decolonialization en postcolonialization raamwerk uit te verstaan. Want jy kan dit so verstaan. Jy kan verstaan dat Israel is 'n apartheidstaat ensovoorts. En die prentjies pas in. Dit is een manier om dit te verstaan. Ek dink ek hou nie van daai manier om dit te verstaan nie. Ek kan sien daar is meriete daarin, maar ek sal sê ek verstaan dit op 'n ander manier. My persoonlike paadjie op pad na die skryf van hierdie boek toe is natuurlik dat ek 'n baie ernstige jong man was wat my godsdiens aanbetref. Ek was as 'n jong man 'n dopper gewees. En ek het sonnaarskool baie ernstig opgeneem. Ek het baie diep gelowig gewees. Ek het geglo ek het vreeslike verhouding gehad, vreeslik gebid, het kere gegaan voor my eksamens gebid het ek gaan deurkom en so aan. So ek was 'n ouetjie gewees wat my godsdiens ernstig opgeneem het en ek het 'n lang paadjie geloop om te kom waar ek nou is. En ek sou sê hierdie episode was nie vir my 'n keerpunt gewees nie, maar ek sou sê dit was vir my 'n mylpaal gewees op pad na my pad uit godsdiens uit. Hierdie het my gepla. Hoekom kan mense dit doen? Hoe kan hulle self so ver bring om dit te doen? En dis een van baie dinge wat my weg uit godsdiens uit gebaan het. Maar ek beskryf dit ook in die begin van hierdie boek as iets wat my laat dink het oor die lewe na die dood en hoe godsdienste mense laat dink oor die lewe na die dood. Ek gaan nou so 'n bietjie van hier af verder net so raak in 'n paar hoofstukke in die boek. En ek sou sê die eerste stukkie wat ek nou vir julle verduidelik, dit dek miskien 'n bietjie die inleiding van die boek. En dan probeer ek hierso in een van die eerste hoofstukke van die boek bietjie raak aan ons voorsate
En die feit dat hierdie ouetjies is Neandertal, en ek dink daar's redelike beduidende aanduidings dat Neandertal begrawe het. Nou, dit is ten minste, dit is debatteerbaar, maar ek sou sê daar's ten minste 'n argument te maak daarvoor dat as jy jou afgestorwenes begin begrawe, dan begin jy te dink aan iets soos 'n lewe na die dood. Dis debatteerbaar, maar veral wanneer jy begin grafgoedere in die graf sit, dan begin dit nou 'n teken te wees dat jy begin nou te dink aan 'n lewe na die dood. Nou, Neandertal het definitief begrawe, daar's geen debat daaroor nie. Hulle het begrawe. Grafgoedere is nie so sterk as geassosieer met Neandertal nie, maar daar is wel 'n mate van grafgoedere geassosieer met Neandertal. So ek sou sê, mens kan, as mens die kompleksiteit van die Neandertal gaan kyk en die kompleksiteit van die dinge wat hulle gedoen het en so aan, dan is daar 'n moontlikheid dat hulle begin dink het in daai rigting. Maar ons sal nooit weet met alle sekerheid nie, want die laaste Neandertal is 28.000 jaar gelede dood. En hulle het nooit iets neergeskryf of enige so iets gedoen nie. So al wat ons kan doen is ons kan kyk na hulle, die argeologie, en ons kan daaruit sekere gevolgtrekkings maak. 'n Ander ding wat ek daarmee deel is natuurlik die kwessie of Homo naledi sy nasate begrawe het. En dit is 'n baie betwiste argument. En ek raak daaraan in die boek en ek raak aan die argumente vir en daarteen. Maar ek gaan nou nie 'n groot issue daar maak nie, want die hele storie van die boek gaan nou nie alles hieroor nie, maar ek probeer maar net die konteks daarvan sê van ons het wel ouens wat al begin dink het hieraan. Nou, van daar af gaan ek bietjie en ek praat oor 'n paar ouens se idees vir die lewe na die dood, maar dan het ek 'n baie belangrike een vir 'n paar redes, is ek gaan na Egipte toe. Nou, julle almal weet dat Egipte was eintlik, hoe kan ek dit nou sterk genoeg stel? Hulle was obsessief oor die lewe na die dood. Daar is nie 'n groep mense, ons wat vandag leef is erg, maar hulle was absoluut erg gewees oor die lewe na die dood. Hulle het nou regtig waar, hulle het tot voëls gemummifiseer, hulle het katte gemummifiseer, hulle het mense gemummifiseer, hulle het, piramides gebou, en dit alles het gegaan oor 'n lewe na die dood. So ek dink, dis miskien ten minste ten dele verstaanbaar, dat 'n bietjie van daai obsessie het oorgespoel daar in die Midde-Ooste, en daar is baie ander godsdienste ook daar wat gedeel het met lewe na die dood, maar ek dink baie van daai idees het wel hulle pad gevind na die moderne bestaan toe. En ek sou sê, een van die eerste groep, want ek dink, kom ons sê, 'n religious law, 'n wet gebaseer op godsdienst, is 'n problematiese ding. En ek sou sê, ons kan ten minste hier sien, waar religious law alreeds 'n baie sterk ding begin het. Die Egiptenare het 'n lang lys, amper soos die 10 gebooie. Maar het jy in jou lewe 'n moord gepleeg? Het jy dit gedoen? Het jy dat gedoen? Het jy dit gedoen? Nou, as jy by die lewe na die dood aankom, ek het terloops hierdie papiere sien, ek sommer vir my gekoop toe ek daar in Egipte was. En dan kom jy nou hierso aan. Dan is hierdie 42 ouens. Hulle vra nou vir jou, okay, het jy dit gedoen? Het jy dat gedoen? Het jy dit gedoen? Het jy moord gepleeg? Het jy gelieg? Het jy iemand bedrieg? Het jy bla 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 bla. En dit is die konsep van, jy weet, jy moet nou jou lewe hier leef, en met die idee dat jy nou eendag doodgaan, gaan hierdie ouens jou almal ondervra. Jy moet ook almal se name ken. Al hierdie ouens wat jy ondervra, jy moet almal se name ken. En jy moet, hulle kan vir jou sekere raaisels en goeters vra, en jy moet weet hoe om met regte antwoord. En daarvoor het jy sekere dokumente nodig. So wanneer jy nou begrawe word, dan kry jy nou jou dokument. En dan kan jy, as jy daar 'n bietjie vergeet het of so, dan kan jy nou gou-gou gaan kyk wat jy nou vir die ouens moet sê. So dis baie kompleks,
As jy hierso, en meeste mense sal waarskynlik 1 of 2 foutjies hierso gemaak het, as jy nie hier kan verbykom nie, dan beland jy by hierdie situasie. Hierso is Anubis, nou die Egiptenare het natuurlik sien as baie jakkalse wat rondom die grafte en so aan rondhardloop. Toe het hulle nou hierdie god gemaak, Anubis, en hy is die ou wat jou gaan help hierso by die lewe na die dood. En dan word jy nou hiernatoe gelei en dan word jy nou aan hierdie toets blootgestel. Aan hierdie kant is die feather of maat en aan hierdie kant is jou hart. As jou hart te swaar is, met ander woorde jy te veel lelike dinge gedoen, dan gaan hy swaarder wees as hierdie veertjie en dan is jy ook verlore. En dan is hierdie ou daarso om jou basies. Jy gaan bang wees vir hierdie ou. Dit is Amit. Hy het 'n kop van 'n krokodil en hy het 'n lyf van 'n leeu en hy het die agterbene van 'n seekoei. So dis 'n redelike monster en hy gaan jou hart dan verslind. Maar as jy hierdie toets dan nou wel sal slaag, dan beland jy op die einde van die dag hierso by Osiris. Nou natuurlik in Egiptologie is daar 2 groot denkskole. Die een denkskool gaan oor Osiris en het 'n hele priestersklas rondom Osiris. En die ander denkskool is natuurlik rondom Ra. En daar's verskillende stede. Een stad in Egipte is die Osiris area, ander stad is die Ra area. En die priesters daar is meer vir Osiris en die ander is meer vir Ra. Ra is 'n bietjie soos God die Vader. Osiris is baie soos Jesus. 'n Baie soortgelyke figuur. Hy het ook dood gegaan, hy is ook opgewek, hy het ook die dood oorwin, hy word ook die judge van alle die regter wat alle mense eendag sal beoordeel. So daar's baie raakpunte hierso en ek probeer dan nou eintlik illustreer dat 'n bietjie van hierdie obsessie van wat die Egiptenare gehad het met die lewe na die dood. Dit het natuurlik oorgespoel in ons moderne menswees in. Maar 'n ander rede hoekom ek baie ingaan op Egiptologie is ek probeer vir die leser een van die latere hoofstukke in die boek baie goed laat verstaan. En hierdie latere hoofstuk in die boek is 'n hoofstuk oor die Mormonisme. Nou jy moet 'n baie goeie begrip hê van Egiptologie om die belaglikheid van Mormonisme te verstaan. En dit is wat ek nou eintlik met die volgende ding vir julle wil wys. Ek weet nie of julle hierdie prentjie ken nie. Wie van julle ken hierdie prentjie? Nou hierdie prentjie is een van die foundational prentjies in Mormonisme. Okay? Dit is nou 'n ou daar waar daar staan met 'n groot mes en hier lê iemand op 'n tafel. Hierso is 'n voeltjie hierso en dan is hierdie 4 goeters nou hierso. Joseph Smith, wat die vader van Mormonisme is. Hy was 'n priester gewees, kom ons sê 'n bietjie van 'n interessante karakter. Hy het probleme gehad, hy het 'n paar keer probleme gehad met die reg en so aan, en hy was ook 'n ou wat gesê het hy het sekere goeders waarmee hy onder die grond kan sien, hy kan skatte raak sien, so 'n paar mense het vir hom geld gegee en dan op die einde van die dag kan hy nie die skatte kry nie, maar hy hardloop hy weg met die geld, so dit het hom in die moeilikheid gebring met die reg. Maar hy het in 'n tyd in Amerika, the Great Awakening, geleef, en dit was 'n tyd waar daar baie opwinding was oor die Christelike godsdienst, en daar was al die baptism en al die tipe van methodism en tipe van nuwe tipe van maniere om godsdienst te sien, het baie opgewondenheid veroorsaak in daai konteks. So hy het ook toe nou gesien, maar hier's vir hom ook 'n fantastiese geleentheid om lewe te maak as 'n suksesvolle charismatiese priester. Hy het natuurlik die King James Bible gehad, en toe kom daar mense wat nou, dit was toe daai tyd algemeen dat daar skatte en goeders uit Egipte uit wat toe nou in Amerika beland het, en hy kry toe 'n papirus in die hande. En hy sien toe, hy kry die papirus in die hande, en die papirus het hierdie beeld op. En hy sê toe, wat gaan hier aan? Hierdie is 'n priester, 'n polytheistic priest. Hierdie is Abraham. Dit is Abraham hierdie. En hierdie is 4 idols. 4 afgode wat daar so staan. Nou julle almal weet, my ouma, toe ek 'n kind was, my gesê die afgode,
hierdie mense wat die afvode en aanbid is die verskriklikste, jy weet. Dit is 'n hysterie in die Abrahamiese godsdienste, is afgod aanbiddery. Nou, ek sal later terugkom na Islam, maar dit is een van hierdie pynlike dinge eintlik van die Abrahamiese godsdienste. Hulle kan nie 'n deeltjie hanteer nie. Dit is nou die verskriklikste ding wat daar is. Nou, Joseph Smith, die man wat Mormonisme begin het, hy is natuurlik heeltemal ook deel van daai mentaliteit. So, hy kan nie dink aan iets erger as 'n priester, kom ons sê daar uit Kanaan uit, wat arme Abraham gaan doodmaak vir 4 afgode nie. Dis die verskriklikste ding wat hy kan uitdink, en met hierdie papiere maak hy hierdie verskriklike aankondiging. Ek het 'n prentjie gekry, 'n baie ou teks, wat hierdie verskriklike interessante verhaal oor Abraham vertel. En dan stuur God 'n engel. God stuur 'n engel om Abraham te red van hierdie verskriklike priester af. Enige ou, selfs 'n kind met 'n klein bietjie kennis van Egiptologie, kan vir jou sê, dit is die belaglikste, verspotste interpretasie van hierdie beeld. Hierdie is duidelik iemand wat besig is om 'n persoon wat pas oorlede is, te mummifiseer, en hierdie is die canopic jars. So die hele fondasie van Mormonisme is op absolute snert gebou. Snert. Jy kan nie iets aan groter snert dink as Mormonisme nie. En tog probeer hulle het Brigham Young University, het hulle Egiptoloog, wat probeer om hierdie ding op 'n manier te justify en te probeer sê, maar dit is eintlik somehow verstaanbaar, etc. So, een van die redes hoekom ek ook 'n bietjie dieper ingaan oor Egipte is natuurlik eerstens, hulle was so obsessief geweest met die lewe na die dood, maar 'n ander godsdienst, dit wys eintlik uit hoe belaglik die Mormonisme is, om aan te dui hoe hulle dit interpreteer. En dan het ek ook 'n stukkie daar in die boek, waar ek probeer Joseph Smith se interpretasie van die Golden Plates, dis nou iets wat hy Kammersdag onder 'n boom uitgegroei het, en toe staan er nou 'n hele Nuwe Testament daarvan, hoe Jesus na Amerika toe gegaan het en al sulke nonsens. Ander ouens het met 'n dingetjie oor die Atlantiese Oseaan gereis 2000 jaar terug, en toe het hulle die rooi indiane daar beklei. Dis die grootste klomp nonsens. In elk geval, die ander punt van my diep ingaan in die Egiptologie is, sodat dit duidelik word vir die leser hoe vergesocht Mormonisme is. Nie dat ek Mormonisme wil uitsonder en sê dit is een van die mees sinnelose godsdienste wat daar is nie, maar want eintlik is alle godsdienste staan op dieselfde bene as die Mormonisme. Dit is alles 'n soortgelyke mentaliteit, een of ander ou wat uit met vorendag kom met hierdie tipe van idees. En hierdie is maar net 'n prentjie van die tipiese beeld van mummificering, wat baie bekend is in Egipte, en ek het sommer net my eie klein canopic jars wat ek daar so gekoop het. Dit is dieselfde, jy weet, jy kan dis dieselfde gesiggies. Een het 'n valkse gesig, die ander is 'n Bobbejaan gesig, die ander een is 'n, jy weet, 'n persoon se gesig. So dit is dieselfde gesiggies daar. Dan beweeg ek aan na die volgende godsdienst. Mense, ek net 'n oogie hou oor die tyd. Die volgende godsdienst wat ek dan ingaan op is natuurlik die 3 Abrahamiese godsdienste, en ek begin met die Judaïsme. Hierdie is Juda, en ek dink dit is Tamar, en daar's 'n hele storie oor Juda. Hy is een van die broers, die 12, wat die hoof van die 12 stamme was. En okay, ek wil nie reg ingaan oor die hele geskiedenis met hom en Tamar, en jy weet hoe sy hom gekry het om haar swanger te maak, en hoe hy eintlik toe 'n bietjie van 'n gek van homself gemaak het, word mooi in die Bybel beskryf. Maar hy is, kom ons sê, die naam Juda, en dan die stam Juda, en dan later die deel van Israel wat afstig as Juda. Ek dink dit vorm die basis van Judaïsme.
En om oor die Jode en Judaïsme te skryf en te praat, is eintlik 'n bietjie van 'n kat wat mens nie sonder handskoene moet aanvat, sou ek sê nie. En ek het baie opgelees oor Judaïsme en oor die Jode, en ek het onder andere 'n boek gelees van Paul Johnson, 'n baie dik boek, The History of the Jews. En die Jode is 'n komplekse groep mense, en ek dink wat ek sal sê oor hulle is dat dis 'n moeilike onderwerp om oor te praat. Kom ons sê dat hulle is in daardie deel van die wêreld, het hulle nou geleef, en hulle is deur baie dinge daar, jy weet. Is deur baie dinge daar, jy weet, hulle is deur die Babyloniërs, hulle is deur die Perse, hulle is deur die Assiriërs, en et cetera, deur die Grieke en die Romeine op die einde van die dag. En ek dink Bart Ehrman het baie goed geskryf oor hulle, en ek het nogal redelik van sy goed gelees en dit in die boek ingewerk. Ek dink die Jode het 'n baie sterk koneksie met daardie deel van die wêreld gehad, maar ek dink hulle het hierdie idee gehad dat elke keer as iets fout gaan met hulle, dan is dit omdat hulle nie God se reëls reg nakom nie. En dit is die sogenaamde profetiese beginsel. Want dan kry hulle 'n profeet, dan kom die profeet en hy sê vir hulle, nee, hulle moet eintlik sis en so maak, en dan probeer hulle dit nou, en dan kom hulle nou weer reg. En dit het 'n aanleiding gegee tot 'n bepaalde obsessie binne die Joodse gemeenskap, dat hulle met heeltyd probeer om hierdie reeltjies fyner na te volg. Nou, tydens ek dink 'n groot ding wat verwys na die afterlife, is tydens die Griekse tyd. Die Grieke nou die hele plek, kom ons sê, oorgeneem het. Toe het van die mense wat regtig die reëls baie goed nagekom het, en regtig waar geweier het om die Griekse godsdienst te aanvaar. En die klassieke voorbeeld is Solomonia. Sy het 7 seuns gehad, 7 jongmans, en hulle al 7 het so vas gebyt met hulle Joodse godsdienst, en so geweier om die Griekse godsdienst te aanvaar, dat die Grieke het hulle al 7 doodgemaak, een na die ander. En toe moes die Jode, tot op daai punt het hulle nie so sterk koneksie gehad met 'n lewe na die dood nie, maar op daai punt moes hulle iets doen, om te sê, okay, selfs al gaan jy dood, dan gaan jy 'n beloning kry in die lewe na die dood. En dit is 'n keerpunt gewees in die Judaïsme, waar hulle werklik waar gedraai het na 'n baie sterk, kyk, daar's altyd strominge binne die Joodse, jy weet, soos die Sadduseërs en die Fariseërs. Die Fariseërs was baie meer, jy weet, hulle het glo in 'n lewe na die dood, maar die Sadduseërs sê daar is nie so iets nie. Jy moet hier en nou moet jy die goeders uitsorteer. En maar hierso is 'n keerpunt. En met hierdie ding wat ouens wat regtig vir die reeltjies tot op die laaste deurgevoer het en vasgebyt het en nog steeds doodgemaak is vir hulle godsdienst. Hulle moet nou 2 dinge kry. Die eerste ding is hulle moet 'n beloning kry in die lewe na die dood, en die tweede ding is die ouens wat hulle doodgemaak het, moet 'n helse straf kry. En dit is waar ek dink die fokus op die lewe na die dood baie draai. Nou daar's baie ander goed ek in die boek ook beskryf, die manier wat Jode, jy weet, die Joodse begrafnisse gedoen is, jy weet, die feit dat hulle byvoorbeeld op 'n stadium 'n osserie gemaak het, so al die vleis kan afvrot. Die vleis is natuurlik die slegte deel, maar die bene wat die kern is, dit bly oor. So dit sê vir jou die hele idee oor resurrection. En die Jode glo jy gaan resurrect word. So jou liggaam gaan opstaan. Die Grieke glo jou gees gaan by jou mond uit. En dan gaan dit hemel toe. Die Jode glo jy gaan weer opstaan uit die dood uit. En die hele idee van 'n osserie is dat daai bene wat nie kan vrot nie, dit gaan die kern word van wat gaan maak dat jy weer kan opstaan en lewe na die dood. Okay, maar hierdie is 'n keerpunt vir die Jode. Nou, hierdie is 'n prentjie van myself by Auschwitz. En ek het Auschwitz besoek by Krakow. Dus jy weet, toe ek die woord Krakow hoor, dog ek van hierdie verskriklike grys
En dit is altyd die Tweede Wêreldoorlog prentjies van die bomme wat ontplof, van alles wat so sleg lyk daar. Met Krakau is die mooiste stad wat jy jou kan indink. Maar in elk geval, buitekant Krakau is Auschwitz. En hierdie is nommer 10 Auschwitz. En dit is waar Mengele sy eksperimente uitgedoen het. En my as 'n medikus het dit vir my besonder so interessant gewees. Hierdie is van die manier die Nazis het die Jode gevat en sê hulle vir hulle luister, sit al julle tasse en goeders daarso, maar skryf julle name nou mooi daarop, want as jy nou later terugkom, dan moet jy nou mooi weet wie's waar is julle tasse. Maar natuurlik nooit weer teruggegaan om hulle tasse te gaan kry nie. Want hulle is gedeporteer. Hierdie is 'n prentjie van die skoene. Ek het so 'n videoetjie gehad van as jy so loop so en dan stap jy verby al die skoene. En is nogal erg. So weer eens sê ek die Jode, dit is eintlik 'n vreeslike ding om oor hulle te praat. Jy weet, deesdae sê mense jy kan teen Zionism wees, want dit gaan oor die staat Israel en die skep van die staat Israel, maar jy kan dis nie, as jy teen Zionism is nie te sê jy is anti-Semitic nie. En ek wonder of jy dit kan sê, of jy dit kan sê, maar as baie akademici sê, daai twee goeters is nie dieselfde ding nie, maar as ek nou hierdie goeters, oor hierdie goed dink, dan sê ek, dan wonder ek of jy nie bietjie antisemities moet wees om anti-Zionist te wees nie, maar ek weet nie. Anyway. Dan natuurlik die Christelike hiernamaals. En hierdie is natuurlik die The Last Judgment. Dit is the Last Judgment in die Vatikaan. En dit beeld op 'n baie mooi manier die Christelike sieninge uit. Dit is deur Michelangelo geverf. En ons kan sien dat die Christelike geloof ondersteun ook die gedagte dat liggame gaan opstaan en opreis. En dat die ouens wat nie reg gedoen het, die gaan afdaal na die hel toe. Ek sou sê dat van wat ek opgelees het, en ek nie 'n teoloog nie, is daar 'n bietjie van 'n verwarring in die Christelike siening van die lewe na die dood. Dis 'n baie vervelige siening. Dit is nie baie opwindend nie. As ek dit byvoorbeeld moet vergelyk met Islam, is Islam se lewe na die dood baie meer aantreklik. Daar's paleise waarin jy gaan bly, daar is seks, virgins en so aan. Wie daai virgins is, die moet jy my nie vra nie, wie hulle is, waar hulle vandaan kom, wat hulle besluit is, hoekom hulle nou juist sal met jou sal wil. Maar die Christelike lewe na die dood lyk in elk geval vir my na 'n vervelige een. Dit is een wat beskryf word as jy gaan God prys die hele tyd. Dit is vir my baie irrasionele en sinnelose vorm van bestaan is. Dit klink vir my soos om dag en nag 'n Sondagskool klas by te woon, sonder in psalms te sing. Maar daar's definitief 'n dualisme in. Ek kry die indruk dat van die Christelike filosowe was beïnvloed deur die Grieke. En hulle het hierdie idee van 'n siel wat by die mond uitkom, soort van onderskraag. Aan die ander kant is daar die streng klem dat Christus het opgestaan uit die dood. En omdat Christus opgestaan het uit die dood en liggaamlik opgestaan het, moet ons ook liggaamlik opstaan. So jy kry ook 'n baie sterk resurrection konsep onder die Christene. Maar dan as jy nou modern kom, dan hardloop die mense 'n bietjie weg van die idee van die hel af, dan sal nou nie meer 'n hel nie, maar as jy nou baie goed gedoen en dan gaan jy hiernamaals geen naby aan God wees. Maar as jy nou nie so goed gedoen, dan gaan jy ver van God wees. Ag, sies tog. Jy weet. Dit is snaak, jy weet. Hoekom gaan wat dit is nonsens man. Ver van God, naby van God af. Dis nou hoe jy in die naby, dis nou wat die uitproduk gaan wees. En dan soos ek met myself deur die boek werk deur die Abrahamiese godsdienste wat vir my 'n pynlike proses is, want dit is 'n pynlike ideologie. Al drie die Abrahamiese godsdienste is pynlike ideologieë. Kom jy dan op die einde van die dag by Islam uit? In alle eerlikheid, wat een van die
horrible godsdienst is, werklik waar. En ongelukkig is daar 1,8 biljoen mense vandag wat in Islam glo. Nou, laat ek myself baie duidelik stel, mense wat in Islam glo, en ek het baie te doen met sulke mense, is wonderlike mense, regtig waar. Die feit dat hulle ten spyte van hierdie ideologie wat so naby aan hulle kern is, in staat is om sulke goeie mense te wees, is eintlik 'n teken van hoe goed die mens potensieel kan wees. Maar die ideologie self is in alle eerlikheid 'n horrendous godsdienst. Kom ons begin deur te sê dat die Koran is ek sou sê dit is 'n billike vergelyking om die Koran en Mein Kampf met mekaar te vergelyk. Ek sou sê dis billik. In die eerste plek, jy praat van 2 militariste. Hitler is 'n absolute militarist gewees en Mohammed was 'n absolute militarist gewees. So jy het 'n soortgelyke persoon wat die boek skryf. Nou ek weet dat daar's baie argumente dat Mohammed nie die boek geskryf het nie. Kom ons sê onder sy inspirasie is die boek geskryf. So ek sou sê daar's 'n sterk oorvleueling daar. Die tweede ding wat ek sal sê is daar's 'n sterk element van antisemitisme in albei boeke. So in Mein Kampf is Hitler draai nie, ek het altyd die boeke volledig gelees. Mein Kampf draai Hitler glad nie doekies om daaroor dat hy probleme het met die Jode. Sy probleem met die Jode is basies dat hy dink die Jode het veroorsaak dat die Duitsers die Eerste Wêreldoorlog verloor het, want hulle die Duitse gemeenskap ondermyn tydens die oorlog. Mohammed se probleem met die Jode is dat hy het vir die Jode die ultimate insigte gebring en die Jode was die groep wat dit nie aanvaar het nie. En daar's baie verwysings na Jode in die Koran, maar dit is nooit 'n positiewe verwysing nie. Dit is altyd 'n negatiewe verwysing. Jy moet baie mental gymnastics doen om te probeer sê dat die Koran het 'n positiewe benadering teenoor die Jode. Die lewe na die dood van Islam is 'n dualisme. Jy gaan of na 'n fantastiese hemel toe, of jy gaan na die ontsettendste hel toe wat die menslike verstand homself moontlik kan uitdink. En ek sou sê dat Islam is natuurlik 'n baie suksesvolle ideologie. Hierdie is natuurlik die Groenlande is nou wat ek fascinerend vind van decolonial die theoretical framework of decolonialism of postcolonialism is dat dit verwys nie na hierdie kolonialisme nie. Dit is baie stil oor die islamitiese verspreiding in die wêreld in. En dan sien ons natuurlik die breinareas in Europa. En dit is baie interessant om te sien hoe Europa besig is om stadig maar seker te ja, so 'n bietjie hier so in Australië ook. Dit hang af van die persentasies, maar hoe breiner dit is, hoe groter is natuurlik volledig en dan hoe breiner dit is dit besig om te versprei. So dit is natuurlik 'n interessante proses wat ons dan nou ook sien plaasvind. Dit is baie suksesvolle godsdienst. Dit is baie dis baie goed gestruktureerd. Met ander woorde, as jy 'n Christen is en jy debatteer met iemand uit Islam uit, dis baie moeilik want Islam sê ons het een God. Christelik sê ja, ons het een God, maar jy weet ons het so half 'n ander God en 'n ander God ook, jy weet, maar Islam sê vir my julle praat ons het een God. En waar in Jesus van wanneer af is Jesus 'n God? Daar's omtrent honderde tekste in die Bybel wat sê wat Jesus bid vir God en Jesus doen dit en dat, dit is nie optrede van 'n God nie. Dit is 'n besluit wat die Christene baie honderde jare later gesê het om skielik te kom sê Christus is God. So Islam het eintlik 'n baie sterker argument as dit nou met iets soos die Christelike godsdienst moet beklei. Ek dink dan wat in my opinie die boek ook interessant maak, is die feit dat ek dan ook deel met die oosterse godsdienste soos Hindoeïsme, Boeddhisme en Sikhi. En Hindoeïsme is 'n baie interessante godsdienst.
In Hindoeïsme is daar natuurlik baie gode. Waarvan 3 gode besonder belangrik is. Dit is natuurlik Brahma wat die heelal geskaap het, Vishnu wat die heelal in stand hou en dan Shiva wat weer die vernietiger is. Dit is 'n baie netjiese proses van bou, in stand hou, breek ten einde weer te vernuwe. Die doel van Hindoeïsme is dat jy deur verskillende lewensprosesse te gaan, jou siel al hoe meer opbou en verbeter, totdat jy by 'n punt kom dat jou siel kan versmelt met die Paratman, of die groot siel. En dit is dan die einde, en dit vat 'n proses van reïnkarnasie. So jy begin van onderaf, en dan loop jy deur die verskillende lewensfases. Elke keer wat jy doodgaan, word jou siel weer in 'n nuwe liggaam gereïnkarneer, en eventueel dan bereik jy 'n punt, nadat jy deur 'n paar menslike fases gegaan het, om te versmelt met die Paratman. Dit ondersteun natuurlik ook die kastesisteem, want soos wat jy begin, as jy die eerste keer net van die dier af na die mens toe migreer, dan beland jy in die laagste kaste. So dit is hoekom die ouens bietjie neerkyk, dis die firstborn men. Dis die ouens wat in die eerste kaste in is. En dan soos dat jy nou meer gesofistikeerd raak, word jy naderhand in die hoogste kaste. En wanneer jy daar dan doodgaan, dan versmelt jy met die siel. So daar is 'n bietjie van 'n godsdienstige ondersteuning vir die kastesisteem. En nog 'n interessante ding is dat dit ook eintlik is, net soos die Islam 'n baie sterk eskatologiese ondersteuning het vir martelaarskap. As ek in Islam is en ek blaas myself op terwille van my godsdiens, dan kry ek bepaalde regte. Dis nie dieselfde soort van martelaar as wat kom ons sê kamikaze is wat met sy vliegtuig in 'n ding invlieg nie. Ek kry bepaalde regte. So ek kan byvoorbeeld 'n klomp van my mense saam met my dan hemel toe vat. So dis 'n eskatologiese voordeel wat ek kry uit my martelaarskap uit. Maar Hindoeïsme het natuurlik iets soortgelyks. As jy in 'n oorlog doodgaan, dan is net jou liggaam wat doodgaan. Hulle sê die liggaam is so 'n stel klere, jy trek dit aan en dan gaan jy weer in die volgende liggaam toe. So jy hoef nie bang te wees om in 'n oorlog dood te gaan nie. Jy gaan net 'n nuwe stel klere aantrek. Ja, hierdie prentjies is 'n bietjie dit is 'n bepaalde stroom in Hindoeïsme, dis die tantriese stroom. En dit is 'n ander manier. Die gewone Hindoe is eintlik baie konservatief. En jy moet maar op die gewone manier soort van deur 'n goeie lewe te lei, moet jy op die einde van die dag van die een stap na die ander kom. Maar daar is ander strome in Hindoeïsme wat Hindoeïsme natuurlik interessant maak, soos die tantriese stroom. So die tantriese ouens glo deur seker, jy weet, hoë vlakke van seksuele plesier en so aan kan jy ook by moksha vinniger uitkom. So daar is sulke strome binne Hindoeïsme wat dit ook interessant maak. En dan is daar natuurlik die Bhagavad Gita as hulle groot boek. Die Manu Smriti is 'n interessante boek. Dis 'n bietjie soos 'n religious law, die Manu Smriti, maar dit word beskou as 'n geweldige die boek word baie gekritiseer in Indië. En natuurlik die Britte het die boek ook natuurlik in die hande gekry en hulle hele wetgewing oor hoe Hindus het op die Manu Smriti gebaseer, maar die Manu Smriti word beskou as 'n baie misogynistic boek en is 'n baie rassistiese boek en ons klink kritiek op die Manu Smriti. Dit is die normale pad wat jy stap deur Hindoeïsme. Jy word gebore, dan moet jy die dharma volg, dis die reëls. Artha is soort van om in die samelewing al die dinge reg te doen. Dan kom jy by Kama uit, dis soos die Kama Sutra, dit is om bietjie by die hoër dinge in die lewe uit te kom, kom ons sê die hoër vorme van dinge ervaar in die lewe. En dan ultimately kom jy weer, as jy soort van die begeertes en goeders hier by die Kama kan losmaak, kom jy by moksha uit. Dit is dan die ultimate doel in die lewe, en dan kan jy dan versmelt met die ultimate gees. 'n interessante godsdiens wat ek in die boek behandel is Sikhism of Sikhi.
En uit die aard van die saak, die Sikhs is in die noorde van Indië. Nou die Sikhs is interessant, want hulle het hierdie guru gehad, Guru Nanak, en hy het groot geword in 'n plek waar daar gelyktydig baie mense uit Islam uit was en baie mense uit Hindoeïsme. So wat hy probeer doen het, is hy probeer om 'n godsdienst te skep met al sy geleerdheid oor al twee hierdie godsdienste, wat hierdie twee godsdienste bymekaar kan bring. Hy het gedink, laat ek hierdie konflik in Indië, want Indië daar's baie groot konflik tussen die Hindus en die moslems in Indië. Hy het gedink, laat ek 'n godsdienst skep, dan maak ek 'n godsdienst wat ons almal kan aanvaar. My godsdienst, Sikhi, gaan aanvaarbaar wees vir moslems en dit gaan aanvaarbaar wees vir Hindus. So hy het geleen by die moslim geloof, Islam, en hy het geleen by die Hindu geloof. Toe kom hy met die godsdienst Sikhi vorendag, of Sikhism. En hy het gesê, wat gaan die moslems nie kan op negotiate nie? Hulle gaan sê, daar moet net een God wees. Hulle gaan nie aanvaar al die baie gode van die Hindus nie. Toe sê, okay, ons maak 'n godsdienst met een God. Dis Waheguru, hy is amper soos Allah. Maar wat gaan die Hindus nie op kan compromise? Die Hindus gaan nooit hierdie dualisme van hy hemel en hy hel aanvaar nie. Dit is net nie hoe hulle koppe werk nie. So ek gaan vir hulle nog steeds bly by die idee van reïnkarnasie. So kom hy toe vorendag met hierdie godsdienst wat basies regtig waar 'n kombinasie, en is letterlik op die grens tussen die twee godsdienste waar hierdie ding dan nou geskep is. Natuurlik vandag as jy vir hierdie ouens sê dis 'n sinkretisme, asof jy sê nee, dit is nie 'n sinkretisme nie, dit is die absolute waarheid wat vir ons gegee is. Dis die patroon bly dieselfde. Jy weet Joseph Smith, Guru Nanak, Mohammed, Christus, Paulus, Zoroaster, almal is maar 'n ou wat vorendag kom, en is nooit God wat vir die mensdom kom sê, luister dit en dit en dit nie. Dis altyd God sê vir 'n karakter, wat dan nou moet sy op die voorgrond teen nou vir almal kom sê hoe dinge werk. Nou daai metodologie bevraagteken ek in die laaste hoofstuk van die boek. Wat 'n nonsens is dit? Dat jy as 'n God, jy kyk nou hier vir die aarde en ek ek wil vir hierdie mense sê van myself. Nee, ek gaan nie vir hulle self kom sê vir almal op een slag, hier sê ek's God nie. Nee, ek gaan daai ou daar aan die God na toe, ek gaan na hom toe gaan. Ek gaan nou vir hom sê, en dan gaan hy nou vir almal kom sê. Dis mos fundamenteel irrasionele. Jy moet gaan jy moet, as jy 'n God is, moet jy kom en jy moet vir almal op een slag sê, dis my storie. Jy kan ook nie sê, jy kan ook nie 'n God wees. Jy kan nie 'n God wees. Nou sit jy, hier's 'n God. Kyk jy vir die mense. Daai klomp is Hindus, daai klomp is, ek sal maar los ek hulle maar. Dit? Hulle mekaar doodmaak en so aan, jy weet, want ek moes nou vir daai gesê, hy is die eintlike een. Dis snaak man. Nou ek het vir 'n dominee hierdie saak gestel. Sê vir hom, luister, as jy, hoekom sal God nie kom en die verwarring kom uitlaat? Dis sê vir my nee. As ek aanneem daar's 'n God, dan moet ek aanneem daai God is groter as wat, jy weet, hy sal op 'n ander manier dink as wat ek dink, want hy's God. Omdat hy op 'n ander manier dink as wat ek dink, kan ek nie vir, jy weet, myself indink hoekom hy dit nie sou doen nie. En dit is sy verklaring. Ek sê vir hom, dit is 'n verklaring, dit is 'n argument wat hy het, maar vir my is dit 'n onbevredigende argument. Vir my is dit meer bevredigende argument. Die rede hoekom God nie dit doen nie, is want hy is nie daar nie. As daar 'n God was, sou die verwarring kom uitklaar. Dis my meer logiese, elegante argument. As om te sê hierdie storie van ja, maar God is nou so 'n complicated plan dat hy nou eintlik dit nie kan doen nie. Anyway, dis maar my opinie daaroor. En ek is amper by my laaste paar skyfies. Ek is dan is daar seker as julle nog wil kan ons nog daaroor praat. Boeddhisme. Die boeddhiste weer eens 'n ou wat kom en dan sê hy het nou die ultimate waarheid. Dit is Siddhartha Gautama, die Boeddha. Hy hou nie van die
Hindoeïsme nie, want hier is hierdie verskriklike klomp Brahmans en dit is hierdie kaste-sisteem. Hy wil 'n eenvoudiger sisteem hê en hy kom ultimately voor met 'n soortgelyke proses, Dharma, Kama en Nirvana. Daar's baie wat ons kan praat oor Boeddhisme. Nirvana is 'n soortgelyke konsep as moksha, is hierdie idee van versmelt deur 'n proses van reïnkarnasie. En die Boeddha het gepraat oor die idee dat Boeddha nooit nie gepraat oor godsdienst en sulke goed nie, dat hy nie, jy weet dat hy nie, ek koop dit nie regtig nie, want hy het gepraat van sy past lives, baie. En hierdie past life was ek dit en daai past life was ek dat. So hy het maar dieselfde tipe van idee gehad. Hy wil maar net 'n ander manier kry om ultimately by Nirvana uit te kom. Nou vir my, wat my pla van Nirvana, ek is een of twee goed wat my pla van Boeddhisme. Nirvana beteken extinction. Nou, ek kan nie iemand moet vir my wat Boeddhisme beter verstaan, verduidelik, wat is die verskil tussen Nirvana, waar jy heeltemal jouself verloor, waar jy versmelt met die universal soul. Wat is die verskil tussen dit en net doodgaan en jou molekules en goeie smelt met die samelewing? Dit is dieselfde ding. Jy's gone, jy dink nie meer nie, jy dink nie meer oor jouself nie, jy's weg. Jouself is heeltemal verlore. Jy het versmelt met die heelal. Jy moet jouself as om dood te gaan, jou molekules word weer deel van 'n nuwe voeltjie se oog en 'n ander, jy weet, dis dieselfde ding. So vir my is dit die hele proses om tot daarby uit te kom en dan gaan jy nie by dood en dis dieselfde as om dood te gaan. Dit is my irrasioneel. En dan die ander ding wat ek nie, en dit is weer eens 'n problematiek wat ek het met Boeddhisme is, hoe kan jy jou hele ding bou op life is dukkha? Ek kan sê dis 'n tipe van ding wat jy eerder moet sê, dis bietjie van 'n negatiewe veralgemeening. Jy weet as jy nou in die cognitive behavioral therapy ingaan, jy sê nou vir ouens, ek sê nou vir ek kom by die sielkundige gaan, ek sê hulle vir my, ag, die hele lewe is net terrible. As ek sê die sielkundige gaan vir my sê, luister man, dis bietjie van 'n, jy maak nou 'n groot veralgemening daar. Die lewe is sleg, ja, ek stem saam met jou, ons kry swaar, maar ander kere dan gaan dit mos nou weer goed. Nou om te sê die fundamentele beginsel van die lewe is life is dukkha. Ek voel baie keer so. Eerlikwaar. Ek voel baie keer die lewe is net 'n gesukkel en is net 'n gemors. Maar ander dae voel ek genuine nie so nie. So om te sê life is dukkha, ek weet nie, vir my is dit nie so great nie. Maar ek dink hierdie ou het 'n sielkundige nodig gehad en dan sê hy nie hierdie godsdiens uitgedink het nie. Maar anyway, daar is goeie punte in hierdie goed ook. Ek sal nie daarmee stry nie. Dit bring my dan nou by my laaste skyfie uit. En ek kom weer terug na die punt wat ek aan die begin gestel het en deur te sê dat die rede hoekom ek hierdie boek geskryf het en ingegaan het op al die godsdienste en al die navorsing gedoen het oor al die godsdienste en veral oor hierdie idee oor die lewe na die dood is dan omdat ek probeer vir die leser sê, hier is vir jou 'n bril om te verstaan hoe hierdie verskillende godsdienste na die wêreld kyk. En wat is vir hulle naby aan hulle kern? Want hierdie idee van 'n lewe na die dood lê baie naby aan die kern van dit alles. En miskien volgende keer as jy dan probeer verstaan hoekom ouens daar in die noorde van Indië by 'n klomp plek waar mense piknik hou kom en sê Mosselman of Hindu, en as jy sê Hindu, skiet ek jou. Of as jy nie kan verstaan hoekom hierdie konflik in die Midde-Ooste so onmoontlik is om op te los nie, dan is dit miskien een van die brille wat jy moet gebruik om hierdie problematiek te verstaan, want ek dink die manier, die diepte waarop hierdie idees in die mense se koppe ingeïndoktrineer is, dit beïnvloed hoekom hulle nie met mekaar kan versoen. Ek is baie eerlik as ek sê, ek hoop daar sal 'n dag kom, maar dit sal nie in my lewe of in julle lewens wees nie, waar die mense 'n bietjie verby hierdie goed sal kom. En dit is tog maar my hoop. Dat die mense 'n bietjie daar verby is. Ek dink nie daar moet ooit 'n punt kom waar mense nooit hierdie goed heeltemal van ontslaag gaan raak nie. Ek dink daar gaan nie so 'n punt wees nie, maar ek hoop daar gaan enige punt kom waar die mense bietjie verby hierdie idees gaan kom. En daarom dink ek, dit is tog goed om sulke goed te skryf soos hierdie. Ek dink is tog goed om sulke goeders te skryf, want eerens gaan ons tog vir mekaar moet sê, ons kan nie aanhou daarmee nie. Ons kan nie aanhou met hierdie snaakse idees nie. Dit is bizar, dit is snert.
Dis gelyktydig bizar en snert. Aan die ander kant is dit interessant en mooi ook. En dis hoekom ek so lank kon bly skryf daaroor. Want dis interessant om te verstaan hoe hierdie mense die lewe sien. Maar dis nie 'n waarheid nie. Dis nie 'n realiteit dat ons eendag eers in 'n hemel gaan of in 'n hel gaan nie. Ek dink ek moet dit nou, ek nou 'n bietjie oor my tyd al gegaan. Ek gaan net voor ek mense geleentheid gee om iets te sê. Johan Talma het vir my vooraf gesê, sy wil net iets sê. En toe sy net nou uitloop, toe dog ek sy's nou kwaad vir my. Maar ek gaan nie aan die begin geleed het. Sê net vir ons wat ek graag ons aan die begin gesê het. Nee, maar dit is nie begin op die einde sê nie. Ek wil sê, almal ken my dan van ek en almal nou. En ek wil vir julle sê, ek het 'n punt in my lewe bereik, wat ek nou weet. Ek kan nie meer doen wat ek altyd gedoen het. Fine. Nog ek dan meer was van. Maar, as jy iets wil gedoen kry, maar nie meer vir my kyk. Maar ons sê vir jou baie dankie, Johan. Ons weet dat ons almal het ouer geword. Ek het selfs vanoggend by Kina toe kom besef. Ons kom 'n lang pad saam. Maar ons word saam ouer en ons sal ook mekaar dra tot die einde toe. En as ons nie meer alles kan doen soos ons voorheen gedoen het nie, aanvaar ons dit ook. Maar ons sal mekaar dra tot die einde toe. Dankie. En ons hoop, en ons sal nie mekaar aan die kant dra nie. Is dit 'n nuwe? Nee, mense het ons gevra, jy weet, begin nou 'n nuwe godsdienst, jy weet, en ons het dit eintlik goed was nie hervorming genoem om te sê, kom ons herbedink tot hierdie goed. En ja, ek wil eintlik vir Dries ook sê, hy het geweldig baie gewees, goeie navorsing gedoen, goed bedink. Ek moes godsdienstwetenskap was een van my byvakke vir my doktorale eksamen doen. Maar ek sulke boeke moes deurwerk. Hands of Religions onder andere, dat ek oor al hierdie godsdienste. So terwyl Dries hier gepraat het, al hierdie goed op my kop. Want dit is moeilik om te verstaan dat mense anders kan dink. Maar daar's ook, dit wys jy goed uit. Daar's iets gemeenskaplik aan hulle almal. Daar's lewe hierna, en ons moet daarvoor regmaak, anders is ons in die moeilikheid. Maar goed, ek wil nie my Dries se dondersteel. Baie dankie vir die navorsing. Dankie. Baie dankie, dit is baie interessant. Dit is maar net 'n kommentaar gee. Die mate waartoe godsdienste vrees gebruik by mense om hulle mense in te koop en dit wat hulle dogma is. En as ek nou naby in die huis kom, kan julle onthou die jeug tot jeug aksie wat die NG Kerk hier in die 70e jare gehad. Dat 'n boekie gehad met die 4 geestelike wette. Die ewige lewe dink ek was die eerste dag gewees. Ek en Bart so rukkie by Campus Crusade betrok. Hulle het ook so 'n boekie gehad wat dieselfde tipe van. Toe ek by Morletta in 2001 die E3 kursus selfde. Jy gaan uit na iemand en die eerste vraag is, as jy dood vandag nie. Dit is vreeslik gebruik word in die proses. Ons gaan die ander positief in dieselfde. En dan tweedens, jy het seker afgekom op Pascal se wetenskap. En Pascal het basies gesê, so 4 eeue gelede, as dit kom oor hierdie dinge, as ek verkeerd is oor my godsdienstsiening en die lewe na die dood, verloor ek niks. As ek reg is, wen ek alles. Ook 'n argument wat baie sterk gebruik word by mense wat so 'n bietjie op die grens is. Maar hoe om die ding veilig te maak. Risikobestuur.
Ja, ek dink Pascal's wager is 'n baie bekende konsep en word baie goed benut om mense te laat dink, laat ek maar net, jy weet, my hedge all my bets. Ek kan niks verloor deur my net, maar ek argumenteer in die boek dat ek voel jy verloor baie deur nie ten volle die sterflikheid van die mens te waardeer nie. Wanneer jy by die punt kom waar jy besef dat daar is nie 'n lewe na die dood nie, dan plaas dit hierdie lewe in 'n ander lig. En dit is 'n groot wen. Dis 'n groot wen. Mense wat nog vaslê aan Pascal's wager, hulle verloor 'n bietjie van die skerpheid van die onderskeid tussen lewe en dood word baie duideliker wanneer jy verstaan dat jy het hierdie kans. Jy het hierdie kans en dit is nie 'n negatiewe ding nie. Dit is eintlik 'n wonderlike ding. Jy kon net sowel nie geleef het nie. En die kans dat een sperm 'n eier sal bevrug is 1 in 400 biljoen. So jy kry hierdie kans en wanneer jy dan ten volle besef wanneer jy doodgaan is dit verby. Daar is nie 'n tweede kans nie. Dan hoef jy nie paniekerig na die lewe te gryp en jy weet nou te begin mense soos iemand sê as daar nie 'n God is, gaan ek sommer rondhardloop en almal doodmaak en ek gaan sulke goeders doen, jy weet. Dis nie so nie, maar dit gee daai ding van maar ek moet dit regtig waardeer. Sonder om nou dramaties wille dinge te doen en jou kop te laat uithak. Dit kan nie gebeur nie, want in elk geval word jy binne sekere grense gehou deur wette en reëls en regulasies van die samelewing en so aan. So dit is nie asof jy nou net soos 'n wilde dier kan rondhardloop nie. Maar dit gee jou wel daai intense besef dat hierdie is regtig, this is it. En ek moet die meeste hiervan maak. Elke dag wat ek kry is wonderlik. En dit sit die lewe in 'n heeltemal 'n ander lig as jy besef daar gaan nie een of ander belaglike lewe na die dood wees nie. Hierdie is die lewe wat jy nou gaan hê. Ja. Amen. Ja, baie interessant die navorsing daaroor. Ek sou graag, is nou nie 'n spesifieke godsdienst nie, maar as jy kyk na die Khoi en die Moespans, en hulle kosmologie, en hulle 3 eenheid wat letterlik Khoikamp, Hoenhuid, uitbring. Ek sou graag in daar dat mense ook wel gesels het, hoe sien hulle dinge? Ja. Of die naam ons of wat ek al. Ek het 'n goeie boek geskryf oor hoe die godsdienste een naam was. Die volgende boek weer skryf die godsdienste dan en gaan skryf op wetenskap filosofiese en kyk na die naam was. En dit sou ek ook graag wil lees. Nee, dankie vir daai opmerking en as ek net daarby mag aansluit is dat ek en ek probeer nie enigstens sê dat my boek daai spesifieke kwessie regtig waar goed mee deel nie, maar wat ek wel uit kyk ek het 'n bietjie argeologie en so aan gedoen en ek baie na Boesman tekeninge gekyk en so ek bring wel die ontstaan van godsdiens deur die prosesse soos byvoorbeeld animisme, totemism, shamanism. Nou die interessante ding jy noem die kosmologie van die Boesman, daar's elemente in die Boesman godsdiens en ek raak wat aan die kom ons sê die Sangoma en die African traditional godsdiens. Daar's elemente van al 3 daai dinge, animisme, shamanisme en wat sê totemism. Vat byvoorbeeld die eland. Die eland is definitief is meer as net daar's 'n element van totemism in die oorverteenwoordiging van die eland in Boesman tekeninge. So daar's en dan is daar ook idees oor sekere non-lewende dinge wat geeste het en so aan. So daar's 'n klomp van die goeters wat saamsmelt binne die Boesman godsdiens. So en ek het dit daarso genoem selfs met die tradisionele Afrika godsdiens. Jou Sangoma is eintlik 'n shaman wat kontak maak met die voorvader geeste. So al die ouens het goed gevorme. En nog 'n interessante ding is die Christene toe hulle in Afrika aankom met 'n baie vrugbare grond gehad want daar was al reeds 'n geestelike wêreld gewees. En dis hoekom dit vir hulle maklik was om Christendom in Afrika in te bring want al die strukture was al reeds daar. Daar was al reeds 'n Modimo gewees, daar was al reeds 'n God gewees. So hulle kon baie maklik die mense onder daai kombers intrek. Ek wil net 'n kommentaar gee oor die dinamiek van godsdienst as ek maak.
500 jaar terug, 600 jaar terug. Ek weet nie wanneer die Koran sak as 'n dokument is. Maar sou Islam groep 600 jaar terug so kwaad gewees het vir iemand dat hulle 'n parallel gedoen het soos na die World sien. So geskiedenis en dinge wat gebeur speel in principe 'n rol in godsdienst en mense dit is nie 'n staat is. Ja, ek dink dit is 'n baie goeie kommentaar wat jy wat jy daarso maak en ek dink dat as ons kyk na die ontstaan van Islam dan is dit eintlik baie interessante omgewing waar dit ontstaan, want aan die een kant het jy jy weet jou tribes wat tipe van 'n polytheïsme het. Dan het jy jou handelaars met Christelike handelaars, Joodse handelaars. So Mohammed het definitief baie invloede gehad van Christene en 'n bepaalde soort Christene wat eintlik daar's baie aanduidinge dat die Christene met wie hy te doen gehad is eintlik ouens wat uitgedruk is uit die hoofstroom. So sy interpretasie van die Christelike godsdienst is 'n bietjie anders as die hoofstroom interpretasie van die Christelike godsdienst. En dan het hy ook baie met Jode te doen, met handelaars en so aan. Dan het hy ook met die ander polytheïste te doen. So hy definitief jy weet, hy definitief 'n soort van 'n rolfiguur geskep van 'n ou wat eintlik al die verwarring probeer uitklaar het. Jy weet, hy het nou sê, okay, maar luister, hierdie ouens sê dit, daai ouens sê dit, daai ouens sê dit, so ek gaan nou hierdie ding sê, maar hy was baie kwaad reg van die begin af vir die Jode omdat hulle nie hom wou aanvaar as die laaste profeet nie. En dit kom baie sterk deur, want daar word baie in die Koran na die Jode verwys, the people of the book, the people of the Yehuda, the children of Israel. Daar word altyd na hulle verwys in die hoofkritiek op die Jode is I've given them the opportunity, but they didn't take it. En daar's 'n woede daarin. En as jy van kleins af in Islam geïndoktrineer word, dan is dit amper soos wanneer jy weet ons het gedink die Filistyne is die terribleste ouens, dis die bad ouens in die Bybel, hierdie Filistyne is die shit ouens. En ek dink die mentaliteit van iemand wat sterk in Islam geïndoktrineer word, sal wees die Jode is die slegte ouens. Ek dink ongelukkig speel dit 'n rol in wat ons vandag sien. Ja, ek meen, laat ek nou regtig vir jou eerlikwaar sê, as 'n groep is jy geïrriteerd met hierdie ouens. Jy's geïrriteerd met hierdie ouens, jy kyk hulle baie funny aan, jy weet, en maar ek dink regtig waar mens moet onderskei tussen die rassisme of en die godsdienst. Dis niks fout om die ideologie hard te kritiseer nie, maar die mense wat daai ideologie glo, daar's van hulle wat bloody nice mense is. Regtig waar, maar die ideologie is problematies in my opinie. Ek kan net sê ek en Nina ons moet spring ons deur 'n godsdienstgewindheid gaan bywoon saam met familie. So ek het eintlik vir Johan gevra of hy by my sal oorneem, maar Johan sê ons skryf almal in 'n code. Ek is nie bang almal maar daar is nog 'n paar, daar is nog 'n paar van, maar ek en Dina gaan onsself verskoon. Johan sal by my oorneem. Ek sê vir Dries dankie en ek los hulle vir nog 'n vraag of twee. Maar jy moet klaarmaak voor almal. Ja, ek waardeer dit. Baie dankie Sakie. Dankie vir die geleentheid. Ja. Die eerste is wat ek net vir jou sê baie dankie, want ek is besig om my boek te lees, ek is amper klaar. Maar dit is 'n fantastiese nagevorsde boek en ek het baie belang gestel in veral die Egipte. En jy wat jy nie genoem het nie, jy omskryf ons oor die Maya's. Ja, die Maya het ek ook beskryf en so die paar ander ook, ja. Al daai plekke was ek gewees en dis vir my wonderlik jou navorsing wat jy gedoen het.
Maar nou wil ek vir jou 'n ander ding vra. Jy wat nou in die trauma werk, sien tog baie mense dood. Ja. Het daar, en nou sal ons nou mos nou hierdie dominee of pastoor wat weet 5 minute na die dood. 5 minute na die dood, ja. Maar jy behoort eintlik beter te wees. 5 minute na die dood. So, was daar enige mense wat by dood gegaan het wat jy wist, wat gesê het, hulle sien nou visie? Kyk, vir my, Annemarie, is menslike, laat ek so stel, mense wat, vir my, is mense se idees of, ek wil nou sê, delusies, oor wat dalk na die dood kan gebeur, is nie vir my 'n voldoende bewys. As jy vir my wil oortuig dat daar lewe na die dood is, sê vir my waar gaan dit wees? Sê vir my, jy weet, in watter vorm dit gaan wees. Ek sê, moenie vir my sê, o, ek het dood gegaan, of ek het nou, jy weet, my hart het gaan staan vir 2 minute, en toe het ek nou hierdie lig gesien. Dis nie vir my, dis net goeders wat jou idees wat jy in jou brein gevorm het, jy weet, en enige iemand kan enige delusie in sy brein vorm. Dit is nie vir my afdoenbare bewyse daarvan dat daar lewe na die dood is. Ja, mense sê sulke goeders. Ek op 'n onderwerp wat miskien daaraan verwant is die konneksie tussen die brein en bewussyn. Nou ek in my plek waar ek werk is daar 'n stroke unit en mense kom daarin wat beroertes het. Nou so ek kan op 'n dag-tot-dagse basis sien as jy hierdie deel van jou brein 'n beroerte het, dan word hierdie deel van jou bewussyn affekteer. As te veel van jou brein beskadig is, dan verloor jy jou bewussyn. So daar is nie in my denke enige twyfel dat bewussyn direk gekoppel word aan gesonde breinfunksie nie. En wanneer jou brein ophou funksioneer omdat daar nie meer bloed na jou brein toe vloei nie, dan eindig jou bewussyn. Onmiddellik. And that's it. It's gone. Forever. En daar's nie vir my 'n buitebrein plek waar bewussyn kan voortgaan nie. Daar's nie 'n buitebrein bestaan want dit is so duidelik dat selfs waar jou geheue is, selfs waar jou persoonlikheid is, selfs waar elke liewe dingetjie is wat jy is, dit word direk aan areas binne in jou brein gekoppel. As jy skade aan jou frontale kwap het, dan is skielik het jy 'n snaakse persoonlikheid. Wat jou kinders en jou familie sê, maar hy was nooit so gewees nie. Hy het nooit so gevloek en sulke goeders gedoen nie. Maar dan kan jy met die scan gaan kyk en dit, o ja, dis daar, ons kan eintlik voorspel het waar dit gaan wees, want ons weet, dis daai deel van die brein doen daai ding. Daar's 'n direkte korrelasie tussen jou breinfunksie en jou bewussyn. Andries, ek staan in die son, ek kry koud. Die storie van bewussyn is nog net nie heeltemal uitgewerk nie. En daar is sieninge dat bewussyn nie in die brein gesetel is. Ek is bewus van daai sieninge. Wetenskaplikes voel dit so en navorsing moet gedoen word. Dat die brein, jou denke is 'n fisiese affære in die brein, maar bewussyn nie. Dat bewussyn is iets anders. Ons het nie 'n volledige antwoord oor bewussyn. Dit is miskien ook waar die beskrywing kom van 'n bewussynslewe hierna, waarna mense begin kyk. So tot sy ons 'n absolute konkrete ding van bewussyn het, daar nie verskille is nie. Ons het maar modelle, soos met die wetenskap met swart energie en swart lig, dis verskillende modelle, niemand het nog waargeneem nie. So dit is die modelle van bewussyn. Ons kry die waarheid, kan nie hou vas nie. Nee, is absoluut reg, want ek dink Pieter Crawford het nou pas 'n boek geskryf waar hy die buite waar hy en ek het nie die boek volledig gelees nie, maar ek is bewus van die boek. En ek het opsommings van die boek al gesien waar hy probeer jy weet verduidelik wat die verskillende modelle van bewussyn is. En ek kan nie met hom ek het nie dieselfde soort van navorsing gedoen as hy gedoen het nie, so hy sal 'n beter autoriteit wees om te vra oor dit. Al wat ek kan sê is dat ek werk op 'n dag-tot-dag basis met skanderings en mense wat inkom met skade aan hulle brein, beroertes, etc. En my persoonlike dag-tot-dag ervaring is dat daar 'n direkte konneksie tussen skade aan die brein en skade aan jou bewussyn is. So dit maak dit vir my baie moeilik om 'n buitebrein
'n model of raamwerk van bewussyn te aanvaar. Ons almal kry koud lekker nog ons besluit op nog 3 vrae. Louise het 'n hand opgesteek, jy het jou hand opgesteek. Louise. As 'n mediese persoon. Ja. Narkose. Ja. Vertel my van vir my is narkose die beeld van hoe ek wat ervaar. Wat doen narkose aan jou brein? Skakel dit jou brein af? So baie interessante vraag wat jy vra. Ek het self 2 jaar lank narkose gegee. En dit is 'n baie lekker vak op binne die mediese beroep. En wanneer jy iemand onder narkose plaas, spuit jy die persoon 'n middel in wat ons noem 'n induksiemiddel. 'n Induksiemiddel is 'n middel wat direk na jou brein toe gaan. Dit affekteer gewoonlik 'n sekere area in jou brein wat te doen het met wakkerheid. En dit laat daai area heeltemal kalmeer. Daar's 'n sekere area van jou brein wat hulle noem die retikulêre aktiveringsstelsel en hy hou jou wakker. Hy maak jy heeltyd sorg gehad, heeltyd dat jy wakker hou. Narkosemiddels maak dit hy bietjie tot bedaring kom en dan slaap jy basies. So wanneer iemand jou induksiemiddel spuit wanneer jy onder narkose gaan, ek was self ook al onder narkose gewees, die oomblik is jy wakker. Die volgende oomblik is jy gone. En wanneer jy weer wakker word, dan kan jy nie glo daai hele operasie is agter die rug, maar jy was nie vir 'n oomblik bewus gewees met wat met jou gebeur het nie. En dit is sommer daai deel van jou brein wat jou wakker hou word net eenvoudig afgeskakel. Maar na rukkie dan werk die middel uit en dan skakel hy weer aan en dan word jy weer wakker. Maar ek weet nie of ek dit jou vraag antwoord nie. Ja, jy is net 3 vrae, maar ek het net 'n vraag Nee, ja, maar hierdie buite ding is. Ja. Ek is nuuskierig om meer te weet van die Egiptenare. Is daar 'n logiese verklaring of het jy enige opinies oor hoekom spesifiek die Egiptenare dan nou hierdie tyd met die nadoodse ervaring of whatever die afterlife gehad het? En kan dit iets daarmee te doen hê dat om in Egipte te verbly het in die woestyn was maar hel gewees en jy het gehoop dan moet iewers iets wees wat weer soos 'n tropiese eiland is. Nee, dis 'n lieflike vraag wat jy vra en maar ek sal sê en ek dink daar Dion my weer eens ook 'n oulike rigting ingestuur toe hy vir my bekend gestel het. Jy weet hierdie theoretical frameworks wat ons almal maak, jy weet dis verskillende raamwerke waarmee ons na die lewe kyk en wat ons veral in die sosiale wetenskappe is daar baie theoretical frameworks. En een van die baie goeies wat hy my bekend aangestel het is die terror management theory. Wat ook die moeite werd is, Dion, ek weet jy kan ook selfs iets daaroor sê as jy graag wil, maar terror management theory is eintlik 'n ding wat sê dat die mense baie bang is om dood te gaan eendag. Is natuurlik een van die neeweffekte van die feit dat ons hierdie groot brein ontwikkel het, is ons kan nou baie dieper dink, jy weet ons vlak van bewussyn is baie hoër as kom ons sê 'n donkie of 'n perd of 'n hond. So nou dink ons, Jesus, maar jy weet, dis eintlik baie lekker om te leef en ek like dit en ek wil aangaan daarmee en is daar nie 'n manier dat ek jy weet kan aangaan, jy weet, want ek wil regtig weet om dood te gaan, dan's alles nou verby en dan's finish en game over en ek wil dit nie hê nie, ek soek dit nie, ek wil aangaan en ek is eintlik heeltemal bang daarvoor om dood te gaan. So kan daar nie 'n manier wees om maar tog op 'n manier aan te gaan nie. En dan kom die ouens wat sê vir jou, maar ja, daar is 'n manier, jy weet. Kom ons spreek hierdie terror wat jy het aan. Kom ons skep 'n raamwerk waar as jy regtig 'n goeie lewe lei en jy's regtig 'n genuine goeie ou en jy probeer jou bes en jy probeer al die reëls volg, dan jy weet dan gaan jy kan aangaan na die tyd en dan raak dit nou 'n nice ding, jy weet, en daar's 'n klomp ouens wat 'n goeie idee het oor hoe jy dit kan doen en hulle word priesters en hulle sê vir jou jy moet dit en dat doen en dan begin jy vir hulle te luister en die hele ding is baie verstaanbaar. Ek dink is heeltemal verstaanbaar dat die mensdom met hierdie idee vorendag gekom het. Dis heeltemal verstaanbaar. Onthou ons het onsself hier ontdek.
toe ons breine eendag groot genoeg word, toe ewe skielik toe kom ons agteroor sit, ons is hier. Toe begin ons nou, jy weet, die ding uitfigure, jy weet, en ek dink ons het alles uitgefigure en ons het 'n baie goeie stelsel gekry van hoe jy kan aangaan. Maar net omdat ons so dink kon uitdink, beteken dit nie daar's enige waarheid daarin nie, jy weet. Alle aanduidings is daar's geen waarheid daarin nie. Ja. Maar ja, ek dink ouens wat in Egipte is, ek beskryf in die boek hoe die ding begin het. Jy weet, hulle het nou begin daar om ouens te begrawe. Toe hulle begin agterkom die ouens teen die goed wat binne in die grafte is. Toe sit hulle 'n laag, 'n slab oor die graf. En toe begin hulle naderhand 'n tweede en 'n derde en 'n vierde slab op die graf sit en toe word dit naderhand 'n piramide en toe word die piramide nou nog allerlei ander dinge. En so daar's 'n hele proses hoe hulle daarby uitkom, maar dit alles begin met grafgoedere. Ouers in die graf sit met goed. En toe kom sy okay, maar jy sit nou vir hierdie ou 'n bekertjie water en goed daar neer, maar ek's eintlik dors, jy weet, so ek wag net vir jou dat jy pad gegee en dan kom haal ek die goed daarso. Toe dink hulle okay nee, maar kom ons sit daar en nou wil ek nie hê jy ander ou moet jou goed kom vat nie, want jy moet ons nog aangaan daar. So kom ek sit 'n ding daar bo-op dat ek daai ding kan beskerm. Maar hoe meer die koningsgoeders daar gesit het in goud en pere en onder andere een van die goed is ook die jy weet, daar's 'n ou wat hierdie ou van China. Hy het 'n hele army gehad. 'n Hele terracotta army van 6000 soldate en narre en allerlei goed wat saam met hom. En dit is eintlik 'n baie goeie ontwikkeling geweest want hulle het op 'n stadium met hulle sommer lewendige ouens saam met hom begrawe. Hulle gaan saam na die hiernamaals toe. Ja. Toe het hulle daarom die terracotta army naderhand deeltjies gemaak wat ook kan lewendig word na die tyd, ja. Ja. Vanie, jy het 'n vraag gehad. Nee, ek weet nie, my vraag, die vraag is nog vraag gehad het, is, wanneer kom die boek uitgedink te goede, die smert wil ons glo. Ek moes al klaar iets geskryf soos dit. Ek moet 'n bietjie anders geskryf. Nog 'n vraag en die afsluiting, laaste een hier. Ek sit en wonder die hele tyd in 'n meer algemeen daaglikse sin. Wat sal sielkunde en psigiatriese veral al die godsdienste? Dis 'n uitstekende vraag, en Dion sal weer eens ook verder kan praat daaroor. Natuurlik Freud het baie te sê gehad oor die inherente redes hoekom een van die moderne meer kyk daar's ouens soos Marx, Karl Marx bedoel ek nou, het 'n opinie gehad oor wat die rede waar godsdienst vandaan kom. En Sigmund Freud het ook 'n opinie gehad. Hulle was net nie geglo in godsdienst nie, geglo dat daar bestaan nie so iets nie. So daar's baie sielkundige teorieë oor waar godsdienst vandaan kom. Maar ek dink natuurlik mense kan baie maklik binne die konteks van sielkunde kan jy binne die diep gewortelde vrese en behoeftes om jou familie weer te sien, behoeftes om dinge onafgehandelde probleme wat in hierdie lewe plaasgevind het, ergens te gaan oplos na die tyd, wat by jou weggeneem word. Kom ons sê jy was baie kwaad vir jou seun, en nou gaan jou seun in 'n motorongeluk dood. Dis baie ontstellend vir jou. Nou kan jy nooit daai diep behoefte om weer vrede te maak met jou seun oplos nie. So nou soek jy 'n plek waar jy baie dinge kan gaan oplos, jy weet. So ek dink binne in sielkunde kan mens baie diep redes vind vir hoekom mense godsdienst uitgedink het, maar ongelukkig maak dit nie waar dat jy daai goeters daar kan gaan oplos nie. Eintlik moet jy maar net die pyn vat daarvan dat jy gaan nooit daai geleentheid hê om daai ding met jou. Dit sê vir jou, probeer liewer soveel as moontlik van die goed wat jy wil doen, sorteer dit maar nou uit. Want daar gaan dalk nie 'n kans wees, daar gaan hoogs waarskynlik. Ons kan seker nie sê 100% nie, maar ons kan seker sê 99,99999% kans wees dat jy dit nie ergens op 'n ander later geleentheid gaan kan oplos nie. Ja. Baie dankie.